Kom ons bid om die seën van die Here nou, in die besonder. Onse Vader, ons het heel informeel begin vanmôre, maar ons wil regtig waar hierdie volgende uur in u hande laat en vra dat u Heilige Gees Jesus Christus sal verhoog en verheerlik. Ons bid dat u elke broer en suster ryklik sal seën en sal opbou en dat u naam verheerlik sal word. Laat dus u seën nou ryklik op hierdie gemeente rus, tot eer en verheerliking van u heilige naam. Amen. Kom ons raak stil voor die Here vir ons omgee gebed. Ons Vader in die hemel, saam met baie gelowiges van oor die hele wêreld, kom ons voor u vanoggend. Ons wil u lof en eer toebring. Ons prys u heilige naam. Saam met die woorde van die psalmdigter in Psalm 46. Kom kyk na die dade van die Here. Hy wat skrikwekkende dinge op aarde doen, wat oorloë laat ophou, tot aan die einde van die aarde. Bo breek hy stukkend, en hy verpletter spiese, waans verbrand hy in die vuur. U sê, bedaar en erken dat ek God is. Ek is verhewe bo die nasies. Ek is verhewe bo die aarde. Die Here, heerser oor alle magte, is met ons. 'n toevlugsoord is die God van Jakob vir ons. Here, die afgelope Sondag het ons baie gebid, veral vir Maandag, dat die lockdown, dat dit rustig sou verloop. Landwyd is daar gebid, en ons is bly dat dit op niks uitgeloop het nie. Ons sê dankie dat u ons gebede verhoor het. Het was landwyd oorwegend rustig en mense kon werk toe gaan. Die regering en privaat veiligheidsmense, die howe, almal het saamgewerk. Ons is dankbaar, Here, dat daar oor die algemeen vrede in ons land is. Ons bid vir u koninkryk, dat u naam wêreldwyd erken en groot gemaak word. Ons bid dit vir ons land. Ons bid dit vir die vervolgde kerk, vir die kerk in vrye lande, vir lande wat deur oorlog getuister word, vir die kinders wêreldwyd. Ons bid dit vir ons gemeente, vir almal wat ver en naby is. Hulle wat by familie is, op vakansie, op die pad, en hulle wat eensaam en alleen is. Wil u hulle bewaar en mag hulle u liefde en nabyheid ervaar en beleef. Verbreek die werke van die bose. In alle lande waar die kinders vir hulle geloof vervolg word, en in die vrye lande waar mense so maklik dink dat hulle u nie nodig het nie. Verbreek die werk van die bose in ons eie hart, in ons huise, in ons omgewing, en op TV waar die naam misken word, waar daar liefdeloosheid en geweld in huisgesinne is, waar verdowingsmiddels, drank en seks misbruik word. Ons bid dat u uw woord vandag in ons midde seën. Wil u Nico se bediening seën. Mag ons musiekbediening tot die eer en opbou van ons gemeente wees. Maak ons nuut. Skep nuwe lewe in weerstandige en onbewoë harte. Ons bly u vra, Here, vir 'n herlewing van geloof en gelowiges in ons land. Ons dank u vir die milde reën wat weer geval het.
Ons bly bid vir insig en wysheid by ons regering op alle vlakke. Ons medeburgers en onsself, ons bid vir die billike beoordeling van tenders in ons land en dat eerlike werk mag plaasvind en geseën word. Die misdaadstatistieke in ons land is skrikwekkend. Met aborsie van ongebore babas word wettig moord gepleeg. Mag ons daardie wetgewing tersyde gestel kry. Mag die gaping tussen ryk en arm op 'n volhoubare wyse vernou en mag baie meer mense werk vind. Mag goeie bestuur by plaaslike owerhede terugkeer. Wil u gee dat sabotasie en korrupsie en wanbestuur by Eskom en op soveel owerheidsvlakke op niks uitloop nie. Ons dra almal in ons gemeente wat siekte en pyn het aan u op. Ons dink aan die Palmer gesin, veral aan Kara, wat 'n ernstige operasie gehad het. Ons bid dat u haar sal vashou, dat sy spoedig mag herstel. Ons dink aan Pieter en Susan Leroux, wat longontsteking het, en hulle kleindogter Michelle in Stellenbosch, wat 'n ernstige operasie gehad het. Ons dink aan Chris Raad, wat onverwags bronchitis het, Here, ons bid dat hy spoedig beter mag voel en herstel. Ons bly Chris Briel aan die opdra, Martina Leroux. Ons bly dat Martina weer ontslaan is. Ons is bly dat het met hom Skalk beter gaan. Ons bly dink aan Dani en Johanna de Klerk, wat verswakte gesondheid ervaar. Ons is bly dat het met Minnie se suster Alida, dat het met haar beter gaan. Ons bly dink aan Daniella. Ons bid, Here, dat sy spoedig 'n operasie mag kry, dat het met haar beter mag gaan, dat die pyn mag ophou. Ons is bly met ons lidmate wat die komende week verjaar. Ons dink aan Louise Creer en Johan van Vuren en Lana van Straten. Ons vier in ons harte saamfees met Martina en Fanie Leroux, wat DV oormôre hul 51ste huweliksherdenking vier. Wil u hulle almal seën en vreugde gee. Ons bid, Here, dat u ons sonde vergewe, dat u ons deur die Gees lei om almal wat teen ons sondig of gesondig het te vergewe, soos wat u gesê het ons moet doen. Want Here, u vergewe ons elkeen ons baie sondes. Verlos ons van die bose en lei ons nie in versoeking nie. Hoor asseblief die gebede wat ons in stilte bid. Ons dank u, Here, dat u ons gebede verhoor. Ons bid al hierdie dinge in die naam van ons Verlosser, ons Here Jesus. Amen. Ekskuus as ek so oorvat hier, maar ek benodig maar 'n kateder. So, as julle my sal vergewe. En vandag moet ek my horlosie stel. Ek het, ek dink 'n stewige woord. Ag, ek weet ook nie, maar ek sal probeer om dit eenvoudig aan te bied en ek sal probeer om nie te lank besig te wees nie. Maar kom ons vra net die Here se seën. Ja, ons Vader in die hemel, dankie vir u woord en in besonder vir hierdie wonderlike boek wat u vir ons gegee het, die Openbaring boek. En die visioene wat u oopgebreek het, nie net in Openbaring nie, maar elders in die Nuwe Testament. Vir die tyd van u wederkoms. Ons vra dat u vanmôre vir ons lig sal gee en dat u die gemeente sal opbou in die allerheiligste geloof. Ek vra ook dat u my sal help
deur die werk van die Heilige Gees. Baie dankie daarvoor. Amen. Nou ek wil hê ons moet blaai na Openbaring 6 toe. Openbaring 6. Ek gaan net die laaste gedeelte daarvan lees. Openbaring 6, vers 12 tot 17. Openbaring 6 vers 12. Ek lees uit die 2020 vertaling. Ek het gesien toe hy die 6de seël oopbreek, na het 'n groot aardbewing plaasgevind. Die son het swart geword soos 'n harige sak en die maan het geheel en al soos bloed geword. Ook die sterre het uit die hemelruim op die aarde geval, soos wanneer 'n vyeboom sy groen navye afgooi as dit deur 'n stormwind geruk word. Die hemel het verdwyn soos 'n boekrol wat opgerol word en elke berg en eiland is uit sy staanplek verskuif. Vers 15. Konings van die aarde en die hoofamptenare, die Giliarge, die rykes en die invloedrykes, elke slaaf en elke vrymens, het in die grotte en onder die kraanse in die berge weggekruip. Hulle het na die berge en die kraanse geroep, val op ons en verberg ons vir die aangesig van hom wat op die troon sit en van die toorn van die lam, want die groot dag van hulle toorn het aangebreek en wie kan staande bly? Dan wil ek 'n tweede skrifgedeelte lees, 1 Tessalonisense 4, so is 'n eentjie terug in die Nuwe Testament, 1 Tessalonisense 4, vers 13 tot 18. Het handel oor dieselfde onderwerp, dieselfde dag ook, veral dan nou vers 17. Maar ek lees net die konteks daar, 1 Tessalonisense 4 vers 13, 1 Tessalonisense 4 vers 13, vers 13, broers, ons wil nie hê dat julle onkundig moet wees oor diegene wat ontslaap het nie, die wat reeds gesterf het nie, sodat julle nie treur soos die ander mense wat nie hoop het nie. Want as ons glo dat Jesus gesterf het en opgestaan het, God sal ook so diegene wat gesterf het deur Jesus met hom saamneem. Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, ons wat lewe, wat agtergebly het tot die koms van die Here, sal beslis nie diegene wat gesterf het voorwees nie. Want die Here self sal met 'n luide bevel, met die stem van 'n aartsengel en met 'n trompetgeskal van God uit die hemel afkom, en diegene wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat lewe en oorgebly het, saam met hulle in die wolke opgeneem word, om die Here in die lug te ontmoet. En so sal ons altyd by die Here wees. Bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. Nou, eintlik is dit onverantwoordelik om 'n gedeelte van Openbaring te vat soos ek nou vanmôre wil doen en sommer net te preek, want Openbaring is een van die mees gestruktureerde boeke in die hele Bybel, en eintlik voor jy die struktuur nie verstaan het nie, kan jy Openbaring nie verstaan nie. Maar ek wil net dit sê, Openbaring, die boek Openbaring bestaan uit 7 verskillende, kom ons sê fasette, of kom ons noem dit foto's, dan verstaan ons waarvan ons praat. 7 foto's wat dui en wat praat oor die laaste dae, bedoelende daarmee die hele gedeelte, die hele tyd vanaf die opstanding van die Here Jesus, want dis toe die laaste dae beginne, die nuwe skepping het sy ontstaan gehad daar, want die nuwe Adam, die laaste Adam het daar opgestaan. Hy het tot lewe gekom daar, en daar die nuwe skepping begin. En dit eindig die laaste dae, wanneer dit waarna ons vanmôre gaan kyk, plaasvind. So die laaste dae is hierdie hele bedeling tussen die eerste koms en die wederkoms van Jesus Christus, en ons leef dus nou vandag in die laaste dae. Ongeag waar 'n mens op die tydsrooster van die kerkgeskiedenis is die laaste dae. Nou, ek sê elkeen van hierdie foto's, hierdie 7 foto's wat ons in Openbaring kry, belig die laaste dae vanuit iets van 'n ander hoek. Kom ons stel jou voor 'n pilaar met 7 plakate waarop daardie betrokke foto's geplak is. En soos wat jy om die pilaar beweeg, sien jy die een foto na die ander, maar elke foto
handel in 'n sekere sin oor dieselfde onderwerp. Herhaal wat die vorige foto gesê het, maar daar is wel nuwe aksente wat uitgelig word, en daar is, en dis belangrik, iets van 'n verskuiwing. Al hoe meer val die fokus op die laaste van die laaste dae, al hoe meer val die fokus, skuif dit na die wederkoms toe, skuif dit weg van die eerste koms af, geleidelik, al hoe meer. Net dat julle dadelik verstaan, julle sal vat die eerste foto, sal julle onthou, die eerste foto het feitelik grootliks te doen met die situasie van die kerk in daardie tyd, die 7 briewe byvoorbeeld, wat geskryf is aan die gemeentes in Klein-Asië. Daar is wel suggesties van die einde van die tydperk, maar die fokus is daar op daardie tyd. En dan skuif dit deur, en as julle weet, die 7de foto, fokus feitelik geheel en al op die laaste, uiteindelik die wederkoms en die finale oordeel en die nuwe hemel en die nuwe aarde. Ek sien sommige van julle frons, as om julle nog nie Openbaring gelees het. Maar ek hoop nie, dis te ingewikkeld nie, maar probeer 'n bietjie. Sien hierdie pilaar, nou stap ons om die pilaar foto vir foto, en soos wat ons stap, kom dit nader, jy weet, dan skuif die fokus na die einde toe. In elk geval, hierdie is nou deel van die tweede foto. En hierdie foto bestaan uit 6 seels. Eintlik die 7de seel, mag ek net sê, maar hierdie hoofstuk wat ons nou gelees het, die hoofstuk 6, handel oor die eerste 6 van hierdie seels wat oopgebreek word. Onthou julle die boekrol, en net die Here Jesus kan dit oopbreek, en dan breek hy hierdie boekrol oop, seel vir seel vir seel. En dan gaan hy aan, en dan het hy weer ander visioene, wat eintlik maar herhaling is, soos ek gesê het. Nou, daar is 7 seels wat gebreek moet word, wat die gang van die geskiedenis oopbreek, en die detail van die laaste dae, en die eerste 6 seels word nou oopgebreek. Die eerste 5 is reeds gebreek. Hierdie een wat ons gelees het, is die 6de seel, en dan die volgende hoofstuk, hoofstuk 7, handel dan met die situasie van die gelowiges wat gered is, en dan in die begin van hoofstuk 7 word die 7de seel uiteindelik gebreek, maar as jy dit gaan lees, dan is dit net so kort, en dan kry jy kom jy agter dat laat ek dit net gou vir julle hier wys, ek wil nie te veel tyd hieraan spandeer nie, maar in die 7de seel word daar in die begin van hoofstuk 8 vinnig gebreek, en dan is die inhoud van die 7de seels die 7 trompette. En dan herhaal die hele situasie weer met die 7 trompette. En so gaan dit nou aan, en daar is mettertyd dan nou ook ek is so die mekaar met die verskillende vertalings deesdae, wat op aarde word dit nou weer hier genoem, die engele, verskillende, maar goed, dis nou 'n bietjie tegnies, maar ek wil dus net eintlik op een van hierdie foto's, en 'n onderafdeling van die foto's, die 6de seel, wil ek net fokus, en dit handel nou oor die wederkoms, dit handel oor die laaste dag, die laaste van die laaste dag, wat ons die oordeelsdag kan noem, is die oordeelsdag. Nou ja, ek hoop julle is nou nie, ek het julle nie verloor nie, maar nou wil ons net in fokus op hierdie 6de seel wat oopgebreek is. En soos ons gelees het, dit gaan oor kom ons noem die oordeelsdag, ons ken dit eintlik maar so, maar dit is die laaste dag wanneer alles gebeur. Laat ek dadelik sê, die woord dag, moet ons nie noodwendig dink in terme van 24 uur nie. Selfs net in Openbaring, daar is 'n hele stryd, sê julle weet, in die teologie en in die wêreld, die ouens gooi mekaar met klippe, is dit nou 7 kalenderdae wat die skepping plaasgevind het, of was dit langer tydperke, die wetenskap sê dis langer tydperke, en so meer, so gooi hulle klippe met mekaar, maar dit is onsinnig. Daar is geen spanning tussen die skriftuur en die wetenskap, die natuur nie. Maar dis 'n ander onderwerp. Maar net daar in Genesis 1 en 2 word die begrip dag op 3 verskillende maniere gebruik. Dit staan vir 'n 24 uur dag, dit staan vir die tyd van daglig teenoor die nag, is iets anders, kom ons sê maar 12 uur, en dan staan dit vir 'n lang tydperk. Net in Genesis 1 en 2. Maar nou ja,
So, dit wil ek net sê, ons moet nie te veel vassteek nou by 'n dag, 24 uur of wat ook al nie. Maar hier in hierdie hoofstuk, of hierdie gedeelte wat ons gelees het, word die gordyn nou so effens oopgetrek vir ons. Maar sonder twyfel is die beskrywing van die laaste en die finale oordeel. Jy sien, hier kom die Here Jesus nou, en hy word finaal geopenbaar as ons groot profeet, priester en koning in al sy heerlikheid. Hier kom hy as die leeu, die stam van Juda. En dit is die ou gevalle skepping gaan nou vernietig word. En ja, dit kry ons veral, ek wil nou weer teruggaan hier na hoofstuk 6 toe, vers 12 tot 14, hierdie gedeelte wat ek vir julle gelees het, is in 2 gedeeltes gedeel. Die eerste gedeelte, vers 12 tot 14, handel oor die vernietiging van die skepping, die natuur. En dan die volgende paar verse, vers 15 tot 17, handel oor die oordele oor die mensheid, die gevalle mensheid. Nou, daar word 'n verskriklike beelde geskets, veral wat die natuur, alles verskuif, alles verander, geweldig soos ons gelees het. Ek gaan terwille van die tyd nie te veel aandag daaraan gee nie, maar dan vers 12 tot 14 skets die verskriklike vrees wat oor die mensheid kom wanneer die Here Jesus terugkom. En wat interessant is, hulle herken dit is werklik die wederkoms, dis werklik die finale oordeel, soos wat daar altyd nog in die Bybel gestaan het, en soos wat die profete van die Here nog altyd, dit gebeur werklik nou. En dan kruip hulle in die gate weg, en hulle kruip in die grotte en in die kraanse weg, maar te vergeefs. En die toorn van God sal hulle oorspoel, soos water oor klippe spoel ensovoorts. Hulle sal eenvoudig vernietig word. En dis 'n ek wil amper sê groteske beelde wat hier geskets word oor hoe dit gaan, soos ons nou gelees het. Maar ek wil nie te veel aandag nou daaraan gee nie. Dit is weliswaar my teks nou, maar ek wil net dit sê, alles begin met 'n groot aardbewing. Vers 12. 'n geweldige aardbewing, soos wat daar nog nooit was nie. En ons het sopas weer 'n groot aardbewing beleef in Turkye, en ons weet dat dit absoluut vernietigend kan wees. Dit is verskriklik. Maar hierdie aardbewing is iets onverwags, soos aardbewings maar geneig is om te kom. Dit is skrikaansjaend. So dit gaan nie sommer net 'n popspeeldaggie wees nie. Gaan nie 'n dag op die strand wees nie. Jy sien, dit gaan 'n ontsaglike dag wees. Ons lees weer van die aardbewing in hoofstuk 16, eentjie verder, vers 17 en 18, en daar ook hang dit saam met die groot en finale oordeel. Daar staan byvoorbeeld geskrywe, dis afgehandel, wanneer die aardbewing plaasvind. Soos wat nog nie plaasgevind het, sedert daar mense op die aarde was nie, so geweldig was hierdie aardbewing. Dit gaan iets geweldig. Nou kan julle dink ook, die hemelliggame gaan uit die hemel uitval. Het gaan 'n totale ommekeer van alles wees. Dit gaan tot, ons kan ons nie indink hoe dit gaan wees nie. Maar net wat hier geskets word in die Openbaringboek sê vir ons, dit gaan 'n verskriklike dag wees. As ons nou kyk na vers 15 tot 17, word dit genoem die dag van die toorn van die lam. Nou die toorn van die lam, dit is 'n uitdrukking wat ons meermale kry, die Engels gebruik the wrath of God. Die woord beteken eintlik sy vernietigende woede. God is nie net 'n God van liefde. Jesus Christus, want dit is eintlik die Here Jesus wat hier kom. Hy is nie net die man, die nederige man van Nasaret, wat koetsie oor alles wat sentimenteel is nie. Verre daarvandaan. Openbaring beskryf hom as die verskriklike koning wat kom oordeel. So dit gaan 'n verskriklike dag wees hier. Die mense sal probeer wegkruip, en die berge en die kraanse sal hulle toeval, en daar sal net nie wegkom nie.
Vers 16 sê, dis die toorn van die lam, van hom wat op die troon sit, wat nou kom. Tot nou toe was hy die lam, ja, en hy het sagkens soms gewerk, dikwels, maar hier lank nie meer nie. En let op in vers 15, as julle dit nou voor julle oop het, word mense vanuit die ganse samelewingsspektrum beskryf. Daar's almal sal daar wees, van alle soorte sal daar wees. Ons kry byvoorbeeld, is baie interessant as jy nou kyk, eerste die fokus op die gevalle skepping en die vergaan van die skepping, en dan tweedens die tweede gedeelte die vergaan van die mensheid. En elke keer is daar 6 fokuspunte. Nou is dit, as jy Openbaring lees, moet jy baie goed let op die syfers, want elke syfer het simboliese waardes. En die syfer 7 is die syfer van God, die volheidsgetal, dit sê julle weet. Vers 6 is die mense getal. En die antichrist word genoem 666. Met ander woorde, dis die toppunt waartoe die mens in staat is, maar dis ook nou weer nie ons onderwerp nie, maar al wat ek net wil sê is, die syfers het simboliese waarde. Nou, hier is 6 fokuspunte in al 2 van hierdie blikke van hoofstuk 6 op die laaste dag. As dit gaan oor die skepping, is daar 6 fokuspunte, daar's 'n aardbewing nommer 1, nommer 2, die son word swart. Ag, laat ek net dadelik sê, hier is alles beeldspraak. Ons noem dit tegnies in die teologie apokaliptiese taal. Julle sal ook weet dat die Openbaring boek begin met of word genoem the Apocalypse in Engels, the Apocalypse, en dit is baie interessant, dat die heel eerste woord in Openbaring, Openbaring 1 vers 1, die heel eerste woord is apokalypsos. Daarmee sê die Here, want al wat Johannes doen is, hy skryf net af. Daarmee sê die Here, wat ek nou aan julle vertoon is 'n apokalypsos. Dit beteken dis 'n openbaring en dit is 'n oopmaak van dit wat julle nooit sou geweet het as ek dit nie geopenbaar het nie, maar ek openbaar dit nou aan julle. En so gaan dit wees in die laaste dae. Toe Johannes dit ontvang het, was dit reg in die begin van die laaste dae. Jesus het sekere goed vir hulle oopgebreek in sy profetiese rede, maar hulle het maar baie min geweet, wat lê nou voor, hoe lank gaan dit wees, wat gaan alles gebeur, as hulle na die, ja, goed, 6 fokuspunte, die syfer van die gevalle skepping. En as ons kyk na die mensheid, wat met hulle gebeur, is daar weer eens 6 fokuspunte, daar word 6 klasse mense genoem, daar word genoem die konings, dis die seremoniële staatshoofde, daar word genoem die hoofamptenare, dis die mense wat die staatshoofde se wil en besluite en wette moet implementeer, met ander woorde, die top, kom ons sê maar in ons taal, sou ons kon praat van die, miskien nie die ministers nie, maar die hoofde van departemente ensovoorts, en dan word daar gepraat van die bevelvoerders van verdediging en wet en orde, dis hulle wat die wet en die orde en die toepassing van die wette moet handhaaf. Daar word gepraat van die rykes. Julle al gesien hoe dikwels spreek die Nuwe Testament en ook die Ou Testament oordeele uit oor die rykes, wat net vir hulle self lewe en al hoe meer luks lewe en niks voel vir die armes nie. En dit is vir ons net tussen hakies baie besonder aktueel in ons dag. Want soos ons hier sit, is ons almal ryk, in vergelyking met die hele samelewingsspektrum. Jy dink jy's arm, maar net ons lewensstandaard, vriende, is van die top 10% in ons land. Maar nou ja, dis wat daar gelaat. Die rykes, en dan 5dens die invloedrykes. Dis hulle wat die beskawing en die kultuur in stand hou, die denkers, die filosowe, die akademici en laastens die slawe en die vrymense, dis nou die res van die mensheid, dis maar die gewone bevolking, die groot massa, ons kan sê Jan, Rap en alle maat, al sy maats, dit is met ander woorde, die hele spektrum van die samelewing is hier onder God se toorn word het geskets. Nou, het julle opgelet, ons nou hierdie klompie verse uit Openbaring 6 gelees,
En daar is nie 'n enkele woord oor die gemeente van die Here nie. Het julle dit opgelet? Wat nou van hulle? Wat nou van hulle? Waar is ons, as ons nou in Christus is, waar is ons op hierdie dag? Gaan ons ook in die kraals, onder die berge, onder die kraals en in die grotte wegkry? Waar is ons? Nou ja, laat ek dadelik sê, hoofstuk 7 word gewy aan die heiliges, maar hoofstuk 7 antwoord nie eintlik hierdie vraag nie, want hoofstuk 7, as jy nou mooi deur dit werk, het dit grootliks te doen met die groot skare van die 144.000 is diegene wat alreeds in die hemel is, en die 12 stamme van Israel wat daar, dit is waarskynlik, kyk, kom ek lees net gou vir julle hoe begin vir hoofstuk 7, hierna het ek 4 engele, dis onmiddellik die volgende verse, hierna het ek 4 engele by die 4 hoeke van die aarde sien staan, hulle het die 4 winde van die aarde in bedwang gehou, sodat daar nie wind op die land of op die see of teen enige boom sou waai nie. En 'n ander engel het van die ooste kant af aangekom, wat 'n seël van die lewende God vashou. En hy het met 'n kragtige stem geroep na die 4 engele wat aangesê is om die land en die see te beskadig, en hy het gesê, moenie die land of die see of die bome beskadig, voordat ons nie die diensknegte van ons God met 'n seël op hulle voorkoppe gemerk het nie. En ek het toe gehoor wat die getal is van hulle wat met die seël gemerk word, 144.000 uit elke stam van die kinders van Israel. Nou hierdie is alles beeldspraak, is beeldspraak. Moenie dit letterlik altyd lees en verstaan nie. En dit beteken, dit dui maar net hier op die kinders van die Here, die volk van die Here, soos die stamme van Israel, hulle nou verteenwoordig hier. Daar is ander opinies dat dit die gelowiges uit die Ou Testamentse tyd is, maar ek dink tog dit dui op die totale liggaam van Christus deur die eeue. Maar in elk geval, so hulle moenie beskadig word nie, hulle moenie skade kry, hulle moenie seer kry nie, merk hulle. Mense is so gaande oor die merk van die dier, maar julle agterkom, maar word baie meer aandag gegee in Openbaring aan die merk, hierdie merk, dat die heiliges gemerk moet word. Maar in elk geval, elke keer, ek is jammer, ek het verlede jaar deur Openbaring gepreek in diepte, ek het soms tot 4-5 preke gewy in een hoofstuk, en nou loop my kop na die goed toe. Maar waar is hulle op hierdie dag, as die 6de seël gebreek word? Waar is hulle? Nou ja, hoofstuk 7 handel oor hulle, maar antwoord nie eintlik ons vraag nie. Nou, dit is hoekom ek vir julle 1 Tessalonisense gelees het. As ons nou soontoe gaan, jy sien ons moet skrif met skrif vergelyk, veral as ons hierdie, jy moet byvoorbeeld Daniël lees, voor jy Openbaring kan verstaan. Jy moet Esegiel lees, voor jy Openbaring kan verstaan. En daarom is typies as 'n mens 'n reeks preek deur Openbaring, dan moet jy Ou Testament toe gaan. En jy moet eers Esegiel na kyk, en jy moet na Daniël kyk, en dan moet jy na Jesus se profetiese rede kyk in Matteus 24 en 25. En dan sien jy daar perspektiewe wat jou geweldig help om Openbaring te verstaan. En as jy dit alles saamvoeg, dan kom alles mooi by mekaar. Groot probleem wat mense doen is hulle val sommer net by Openbaring in, en dan het hulle nie 'n klou nie. In elk geval. So, dit is hoekom ek na 1 Tessalonisense 4 gelees het. So ek wil hê ons moet nou soontoe gaan. Ekskuus, ek is 'n bietjie haastig, want ek is so bang ek hou julle te lank. Ons het dit nou gelees, maar ek wil veral dat ons sal kyk na daai laaste verse daar, vers 16 en 17, want die Here self sal met 'n luide bevel, met die stem van 'n aartsengele, met 'n trompetgeskal van God uit die hemel afkom, en diegene wat in Christus gesterf het, En as 'n mens dit lees, moet 'n mens jouself elke keer afvra, is ek in Christus? Broers en susters, ek is so bekommerd oor ons Afrikaners. Ek is so bekommerd oor die kerke onder die
Afrikaners, maar oor die wêreld. Terloops, Sebastian Floor stuur vir julle baie groete. Hy het maandag daar by ons gekuier en toe het ons 'n bietjie oor bergbron doppers geskinder. Maar hy het groot waardering vir julle uitgespreek. En hy het spesiaal groete gestuur. Hoekom het ek nou van hom gepraat? Waar was ek voor die tyd? In Christus. Ja. Dis ook waar ons lank gepraat het oor hoeveel as jy na die statistieke kyk na Afrika. Dan is daar, almal is opgewonde oor die kerkgroei in Afrika. En daar is inderdaad autentieke kerkgroei. Maar die oorgrote meerderheid van mense wat hulle self Christene noem, en dit geld ook vir die Afrikaners, die mense wat hulle self Christene noem, is nie gered nie. Ek is so seker daarvan as ek hier voor julle staan. So ek is uiters bekommerd en daarom moet daar's nooit 'n gemeente waar ek preek, waar ek nie 'n appel ook maak nie. Toets jouself. Waar gaan jy op daardie dag wees as die Here Jesus kom? Gaan jy agterbly? Gaan jy ook in die grotte moet wegkruip? Of gaan jy saam met hom gaan? Maar goed, kom ons lees nou verder. Dis nou ook 'n mini preekie wat ek gepreek het. Want die Here self sal met 'n luide bevel met die stem van 'n aartsengel en met 'n trompet hier is dit weer, die trompet geskaal. Van God uit die hemel afkom en diegene wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Met ander woorde, reg aan die begin, as die trompet skel is nie die regte woord, die skal, sal die gelowiges wat in Christus gesterf het, opstaan. En in die besonder, die grafte sal oopgaan en die wat reeds gesterf het, sal opstaan. En daar sal uiteraard ook ander gelowiges wees wat nog lewe op die aarde. Maar hulle gaan Johnny Come Latelys wees, of is dit Jimmy Come Latelys, het maak nie saak nie. Eerste gaan die dooies opstaan, maar dan gaan die twee groepe, die wat nog geleef het, die Christene wat nog geleef het, en die wat reeds gesterf het, hulle verheerlikte liggame, gaan saam, kom ons lees verder, daarna sal ons wat lewe oorgebly het, en saam met hulle in die wolke opgeneem word om die Here in die lig te ontmoet. Hierdie is 'n baie kontroversiële vers 17. Kom ek sê vir julle, die Bybel leer uitdruklik dat daar 'n wegraping gaan wees. Skok ek julle? Hierdie woord, laat ek dit verduidelik, voor julle nou met klippe gooi party vir julle. En hierdie is nou 'n kwessie in baie gemeentes, die ouens wil bolle rol hieroor, is dit nie so nie? Oor die wegraping, wanneer, wie, en kom ek verduidelik vir julle. Jy sien, die hele probleem is, mense het opinie sonder dat hulle behoorlik die skrif bestudeer. Ek word so kwaad daaroor. Dit is so onsinnig, en dan is daar oral predikers wat oor hierdie goed preek, en hulle het nie 'n klou wat aangaan. In elk geval, daarna sal ons wat lewe en oorgebly het, saam met hulle in die wolke opgeneem word, om die Here in die lig te ontmoet. Om die Here in die lig te ontmoet. En so sal ons altyd by die Here wees. Bemoedig mekaar met hierdie woorde. Nou, ek wil net iets sê oor hierdie twee begrippe, opgeneem en die woord om te ontmoet. Om te ontmoet. Nou, die woord opgeneem, wie van julle het ander vertalings? Wat lees hy? Weggevoer. Is hier 'n Engelse vertaling dalk? Caught up. Dis korrekte vertalings. Die begrip in die Grieks beteken, luister goed, dit beteken om gegryp te word en blitsvinnig opgeraap te word. Toe ek het nou weer daarna gekyk het destyds, lank al. Ek het rugby gespeel op my dag. En dis soos 'n flank, wat 'n bal wat laat val is, opraap, en deur die gaping is, en hy soos 'n haas na die opponente se
doelpale toe hardloop. Dit is die begrip hoor, om op te raap, om te gryp. En wat staan hier? Saam met hulle in die wolke in opgeraap te word om die Here in die lig te ontmoet. So die tweede begrip is hierdie om te ontmoet, dis 'n baie sprekende woord. Dit word net 3 keer in die Nuwe Testament gebruik. So as jy hom hier kry, moet jy nie sommer besluit ek het nou my teologie in plek nie. Nee, gaan kyk hoe die begrip elders ook gebruik word. Dit word gebruik in Matteus 25 vers 6. Onthou julle, dis die gelykenis van die 10 maagde. En dan wag hulle mos nou op die bruidegom wat net eenvoudig nie opdaag nie. Onthou julle? Hulle het uitgegaan, hulle het buite die huis gaan wag om hom te ontmoet. En dan kom die bruidegom. En 5 van hulle is toe gereed, hulle het olie. En gaan hulle saam met hom in die bruidegomsmaal in. Die ander 5 se olie het opgedroog, hulle moes eers gaan koop en hulle is toe te laat. Oral sê hulle al opgelet, oral in die Nuwe Testament beklemtoon die Here Jesus, hy meer as enige van die ander Bybelskrywers, beklemtoon, daar sal altyd, by daai dag, sal die koring en die onkruid wat saamgegroei het, die koring en die onkruid geskei word. Nou is ons terug by wat ek net nou, onthou julle my mini preekie. Hierdie gemeente is 'n saailand. Is jy koring? Of is jy onkruid? En so, op talle maniere, weer en weer, kom die Here Jesus, en ook sy apostels, maar veral die Here Jesus, herinner ons dat daar sal 'n deurmekaar spel wees, tot op die laaste dag, 'n dag aan die skeiding plaasvind. Dis die dag waarvan ons praat nou. Dis die dag waarvan ons praat. Nou in elk geval, daar staan, hulle sal opgeneem word, dit is die woord opgeraap word, om die Here in die lug te ontmoet. En ek sê hierdie woord om te ontmoet word op 3 maniere gebruik. Die eerste is in Matteus 25, soos wat die meisies uitgegaan het, die bruid en haar gesellinne, om die bruidegom te ontmoet. En dan ontmoet hom as hy kom. Waar die huwelik plaasgevind. Jy sien, dit staan nie duidelik daar nie. Het die bruidegom omgedraai en hulle het saam met hom na sy plek toe gegaan? Of het hulle omgedraai en die bruidegom het saam met hulle gekom? Ons weet nie. Dit kom nie duidelik uit daar nie. Maar ek vermoed, vir alles mens na hierdie woord kyk apart so, die bruidegom het saam met hulle teruggegaan huis toe. Want, een rede is, julle sal weet hoe sy vroumens getof en getooi, as hy moet gaan trou. En ook haar bruidsmeisies. Dis 'n opmakery, ek kan my verkyk. Almal is so informeel deesdae, hulle trek verskriklik informeel aan, selfs kerk toe, totdat daar troue kom. Daar haal ouens pakke klere uit wat hulle jare laas gedra het. Is dit nie so nie? In die vroumense, dis nuwe rokke. Ek onthou, daar was in die dorp waar ek groot geword het, net een modewinkel, Alita Modes. Sy kon nie wag vir troues nie, want het sy geld gemaak, sy het al die pad bank toe gelag. Want al die vrouens is daar, ook goeie doppervrouens hoor, en natuurlik die ander geleentheid was nagmaal. Dan het Alita Modes al die pad bank toe gelag. Sy was terloops ook 'n dopper. In elk geval, regtig, ja, Sonja sê vir my, ek praat te veel. Dis ek om mekaar altyd saamvat, maar anders te praat ek 2 uur lank. In elk geval, ek vermoed, dis die meisiekinders wat so opgetof was, hulle het ook uiteraard nie ver buite hulle huis gewag nie. Hulle is met hulle hoë polvye, hoe sou hulle destyds op 'n grondpad ver geloop het? Nee, hulle het net buite die huis gaan wag. En as hy kom, ek vermoed so, maar die punt is, die teks sê nie vir ons nie. Maar die ander ene is in Handelinge 16.
Handelinge 16, laat ek dit gou vir julle lees, wat hy gee vir ons die deurslag. Ek sê Handelinge 16, vergeef my, Handelinge 28. Vers 15. Nou wat hier gebeur, Paulus is op pad na Rome toe. En as daar 'n klompie van die gelowiges wat gehoor het, hy kom Rome toe. En dan staan daar, die broers wat daardie dinge oor ons gehoor het ons by die forum van Appius en die 3 herberge kom ontmoet. Dis ons woord. Dis presies dieselfde woord in Grieks. Ek sê, ek kom net 3 keer voor. Hulle het ons daar kom ontmoet. Toe Paulus hulle sien, het hy God gedank en moed geskep, en toe ons in Rome aankom, is Paulus toegelaat, ensovoorts. Kan julle sien, hierdie ouens het uitgekom uit die stad uit, om hom te ontmoet, hulle het hom verwelkom, en hulle het omgedraai, en saam met Paulus teruggestap in die stad. En hier kry ons nou eintlik hierdie woord, apartso, is 'n tegniese begrip in die antieke Grieks. En dit word tipies gebruik vir die uitgaan van stadsraadslede om 'n hoogwaardigheidsbekleer wat die stad kom besoek, buite die stad te gaan ontmoet en te verwelkom en saam met hom terug te kom na die stad toe. Onthou julle, wie van julle kan onthou in die vroeg, nie een van julle is oud genoeg nie, maar destyds, veral op die platteland, as daar 'n nuwe dominee beroep is, nou kom hy. Wie kan julle onthou dat hy uit die dorp uitgegaan en gaan wag vir hom? Wie dit beleef? Is dit? Nou ja, ek het dit ook beleef. Ons het uitgery, jy ry uit, nou kom die dominee aan. Jy weet nou, hy gaan min of meer 4 uur vanmiddag hier wees. Dan gaan 'n klompie van die gemeente gaan uit en gaan wag by 'n lekker parkeerplek so 5 of 10 kilometer buite die dorp, onder die bome. Nou wag hulle. Die dominee het nou vir hulle gesê, hy kom met 'n geel kar. Dominees ry mos met geel karre. En hy kom met die geel kar, en het sal, as hy pas studeer het, sal dit 'n ou karretjie wees. As hy daarom al 'n paar jaar werk as dominee, dan sal dit 'n smoggerige kar wees. En dan kom hy nou aan, hy sê, kom die geel kar, daar kom die geel kar. En dan klim almal uit hulle karre uit, en hulle verwelkom hom daar, het groet, en het soen, en het druk, en dan wat gebeur, dan gaan hulle saam met die dominee, ry hulle saam, hulle ry vooruit, hy volg hulle vat hom nou na die pastorie toe. Dis dieselfde gedagte hier. Jy gaan uit die dorp uit om hom te ontmoet, en dan bring jy hom in. En so word die begrip as 'n tegniese begrip in die Grieks gebruik. Nou ja, wat sê dit vir ons? Oor 1 Tessalonisense 4. Ons gaan hom tegemoet, hier is die begrip, in die lig, om hom te ontmoet. Kry jy die punt? Ja, daar is 'n wegraping. Maar is nie 'n wegraping vir 1000 jaar nie. Jy ontmoet hom daar en jy kom dadelik. As ek sê dadelik, bedoel ek nie noodwendig binne 'n halfuur terug nie, maar jy draai saam met hom om en kom terug na die aarde toe. Nou intussen, terwyl die bruidsgemeente weggeraap is van die aarde af, gebeur daar dramatiese dinge hier op aarde. Die wêreld vergaan. Openbaring 6 gebeur. Kan jy nou sien, waar is die bruidsgemeente? Bruidsgemeente is afwesig. Sy is nie daar nie. Sy is deur buite, sy die Here Jesus gaan inwag. Sien julle dit? Maak so sin, is dit nie? Maak so sin. Dus kom sy nie genoem word daar in Openbaring 6 nie. En dan kom sy terug. Ek sê weer, ons weet nie hoe lank dit gaan vat nie. Dit kan dae wees. Dit kan selfs langer. Die Bybel sê nie vir ons hoe lank nie. En dan kom hulle saam met die Here Jesus terug na 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde toe. 'n Nuwe woonplek. Sien julle, dit val so duidelik in plek. As jy jou huiswerk doen en die Grieks lees, dan is daar nie twyfel hieroor nie. Nou ja, nou het ek skoon van my trolley af, laat ek sien, wat moet ek nog vir julle sê? En na hierdie dingetjie, nee, ekskuus julle.
Dis nou my geboortedatum wat ek hier moet intik en ek kan dit nooit onthou nie. Hier 5 dae sê. Ja, ek kan al weer die keer onthou. In elk geval. Dit is jy sê maar 'n dag. 'n dag, jong, 'n dag is dan maar net 24 uur of 12 uur. Maar daar's een plek waar daar gepraat word van 'n dag wat dui as dat 'n kort tydjie is. By 1 Korintiërs 15, dis mos die opstandingshoofstuk, onthou julle? Nou daar as jy vers 51 en 52 lees, dan word 'n dag vergelyk met 'n oomblik, 'n oogwink. Kom ek lees dit gou vir julle. Die apostel Paulus skryf daar, hy sê, kyk, ek skryf vir julle 'n misterie, is julle met my, dis 1 Korintiërs 15, vers 51, 52. Kyk, ek vertel julle 'n misterie. Nou die oomblik as hierdie woord misterie gebruik word in die Nuwe Testament, moet jou ore spits. Want dit is die begrip mysterion in die Grieks, wat sê dit is 'n waarheid wat niemand sou geweet het as dit nie geopenbaar is nie, maar die Here het dit geopenbaar en daarom weet ons dit nou. Hy sê nie almal van ons sal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word by die laaste basuin binne 'n oomblik, binne 'n oogwink. Sien, dit is presies waarvan ons nou praat. Binne 'n oomblik, binne 'n oogwink. Nou dis vandag hierdie. By die laaste basuin. Hier is ons weer by die trompet, né? 'n Basuin sal weer klink en die dooie sal onverganklik opgewek word en ons sal verander. Paulus aanvaar hier ons sal nog op die aarde wees, ons wat nog op die aarde is. Ons sal verander, want hierdie verganklike liggaam moet met onverganklikheid bekleed word, en hierdie sterflike liggaam met onsterflikheid, en wanneer hierdie verganklike met onverganklikheid, en hierdie sterflike met onsterflikheid bekleed word, sal die woord wat geskryf staan vervul word, die dood is verslind in die oorwinning. Dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? So sien jy dit, maar hier gaan dit nie oor die oordeel nie, dit gaan oor die wegraping. Het gaan oor die wegraping. Ja, dit gaan blits vandag gebeur. Daar is nie twyfel, 1 Korintiërs 15 leer dit vir ons. Dit gaan blits vandag gebeur, in 'n oogwink. Maar, dis reg aan die begin van Openbaring 6, se laaste visioen. Reg in die begin, vinnig is ons uit die pad uit, sodat die werk kan begin. Onthou julle, die engele wat gestaan het, wat gestop moes word eers, wat ons gelees het. Hulle sê, gashle bietjie, stadig, ekskuus dat ek dit so, ek doen dit nie in minagting nie, maar ek wil die punt tuis kry. Wag 'n bietjie. Ons moet eers die mense merk. En nou kan julle sien, om hulle te merk en om hulle hier weg te raap van die wêreld af, lê baie na mekaar. En as jy verder in ag neem, dat dit beeldspraak is wat in Openbaring gebruik word, wonder mense of dit nie eintlik maar dieselfde idee is nie. Maar die punt is net, ek weet nie, jy weet, as jy met hierdie goed praat, oor hierdie goed praat, moet jy altyd op voorwaarde praat, dat dit korrek is. Jy weet nie altyd nie, maar ons spekuleer in 'n sekere sin, maar is heilige spekulasie. In elk geval, ag nee, ek is nou eers 3 kwartier nie gang. Ag nee, ek spot maar 'n bietjie broers en susters, want ek weet, ek is berig dat ek so lank preek. Maar mens kan nie hierdie tipe goed in 'n halfuur of in 20 minute verduidelik nie. Jy moet dit bietjie tyd hê. Maar goed, dit lyk vir my so moet ons daardie laaste dag verstaan. Daai laaste dag. Nou ja. So, wat ek net hier ten slotte sê, in die afwesigheid van die saliges, daardie laaste dag, sal die verskriklike oordeele van God uitgegiet word op hierdie aarde, die hele kosmos. Die kosmos gaan in duie stort. Nogal interessant, as jy natuurwetenskaplik daarna kyk, is daar 'n gedagte dat, kyk, die kosmos is besig om uit te dui. En daar is wetenskaplikes wat sê, een of ander tyd gaan dit alles terugstort. Natuurwetenskaplik gesien. Ek weet nie of dit dieselfde saak is nie. As 'n mens oor hierdie goed lees in die natuurwetenskappe, dan dink jy in terme van die Bybel ook. Mens weet nie. Maar die punt is, Openbaring 6 sê, alles sal in duie stort. Die hemele en die aarde
ensovoorts. Alles sal verander word en die mense sal wegkruip in die gate en die grotte, maar dan sal die hele wêreld vergaan, die ou wêreld, en vanuit dit sal 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde ontstaan. Ek bid baie daaroor en ek dink daaroor. Hoe ouer ek word, hoe meer dink ek daaroor. Ja, wat 'n dag. En as ons dan terugkom, wat gaan eers gebeur? Ek dink, die huweliksmaal van die lam. Want ons is eintlik nou nog, die van ons wat in Christus is nog eintlik net verloof aan Christus. Weer eens kan 'n mens dit verduidelik in terme van Bybelse gebruike. Maar die punt is, die verloving was so goed soos die huwelik destyds, maar die eenwording van die man en die vrou het eers plaasgevind na die huwelik formeel en finaal gesluit is. Maar ek dink wat hier gaan gebeur is die huweliksmaal van die lam. Eerste, dink ek nogal. Onthou julle dat Jesus die Here, toe hy die aand voor sy kruisiging die nagmaal gebruik het, ingestel het, toe sê hy vir hulle, ek sal nou nie weer saam met julle die nagmaal gebruik nie. Ek sal nou eers weer dit saam met julle gebruik op daardie dag. Manne, wat 'n oomblik gaan dit wees, as die eenwording tussen die bruid en die bruidegom plaasvind. Vir ewig en ewig en ewig. En as iemand na 10.000 jaar vir die Here Jesus vra, wanneer kom dit nou tot 'n einde? Dan sal hy sê, dit het beswaarlik begin. Daar is geen einde nie. En wat 'n huwelik gaan dit nie wees nie. Op 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. Ek wonder soms, hoeveel gaan die aarde verskil van ons huidige aarde? Hoeveel gaan ooreenstem? Dan dink ek aan in terme van hoe God die aarde geskape het reg voor die sondeval. Gaan dit nie baie dieselfde wees nie? Maar ek weet nie, maar 'n nuwe aarde vir ewig. Geen sonde meer nie. Ons sal nie eers meer kan sondig nie. Geen duiwel nie. Geen vyande nie. Geen geweld nie. Geen moord nie. Net harmonie en liefde. 'n liefde wat ons tot vandag toe nog nie ken nie. En ons sal by die Here wees. Sal by die Here wees. Ag, broers en susters. Is jy deel van die bruidsgemeente? Ek bedoel nie die gereformeerde kerk in Bergbron nie. Ek bedoel nie 'n instituut nie. Ek bedoel nie hierdie gemeente of daai gemeente of daai gemeente nie. Ons gaan deur en ons aanvaar ons is die kerk van die Here. Maar ons weet die koring in die onkruid groei maar saam op die saailand. En daar bestaan nie so iets soos 'n volmaakte gemeente. Daar is maar altyd huigelaars, soms meer, soms minder. Maar daai gemeente gaan absoluut suiwer wees. 100%. Daar sal niemand wees. Onthou julle, die man sonder 'n bruilofskleed is uitgegooi. Van die bruilof af. Nee, daar gaan nie een wees wat nie in Christus is nie. Daar gaan nie een wees wat nie herskep is nie. Daar gaan nie een wees wat nie wedergebore is in hierdie lewe nie. Vir ewig. En ewig. En ewig. Kom ons bid saam. Ag Here, onsse God, wat sal ons sê? Ons dankie vir 'n lewende hoop. Ag, ek was dikwels vanmôre miskien op spekulatiewe grond. Maar dit is tog goed en reg dat ons hoop vul met inhoud soos hierdie. En ons het tog vanmôre probeer om op 'n verantwoordelike wyse om te gaan met
die geheimenisse wat in die woord na ons geopenbaar is, met die doel dat ons dit sal ken, dat ons dit sal verstaan, dat ons onsself en ons mekaar daarmee moet bemoedig, en dat dit ons sal bemoedig. Dis tog hoekom U dit gegee het, geopenbaar het. Ag, en as ek dalk vanmôre iets gesê het wat nie heeltemal nie kol was nie, vergewe my, en verhelder ons denke dat ons dit kan regskuif van ons gemoedere, maar ons kan maar net vanmôre sê, dit waaroor ons gepraat het, ons strek ons uit na daardie dag. Of ons dan nog sal lewe, en of ons al reeds sou gesterf het, dankie dat as ons gesterf het voor die tyd, sal die steeds lewendes ons nie voorwees nie. En hoe sal die liggaam wees waarmee ons gaan opstaan? 'n ewige liggaam, wat nie meer kan sondig nie. 'n volmaakte liggaam. Miskien sal dit wees soos wat U liggaam was, Here Jesus, nadat U opgestaan het. In elk geval baie dieselfde. Baie dankie vir die Christelike hoop. Ja, dankie vir die geloof en die liefde. En ons aanvaar dat U kan sê in 1 Korintiërs 13, die liefde is die grootste. Maar die hoop, hy is vir ons kosbaar. Ons prys U heilige naam. Verdaag ons nou met U vrede en in aanbidding tot eer van U naam. Amen, amen. Vriende, kom ons gaan huis toe met harte vol van dankbaarheid en blydskap. Ons bid om die seën van die Here. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die Heilige Gees se vrede met ons wees in hierdie hele nuwe dag en hierdie week wat voorlê.